Goeiemiddag, dit is Johan Spies hier en ons gaan voort in ons reeks oor wie die waarheid van God in 'n leuen verander het. En ons is by die laaste gedeelte, deel 6, die invloed van evolusie op ons geloof. Ons het verlede week gekyk, of net vinnig eers, die eerste 6 gedeeltes wat ons behandel het, was die Bybel en leuns, die Bybelse waarheid, Israel en leuns, selbiologie, evolusie en leuns oor geslagtigheid. En toe het ons verlede week begin met die laaste gedeelte, deel 7, en ons het deel 7 gaan oor die invloed wat evolusie het op ons geloof. En in die eerste van hierdie het ons gekyk na evolusionisme en ons geloof, dat ons geloof gee ons hoop. Vandag wil ons dan verder gaan en ons wil kyk, wat is die gevolge van hierdie leuen oor evolusie? Watse gevolge het dit vir die kerk? Watter gevolge het dit vir ons siening oor die Bybel? Daar's nog 2 wat moet kom. Die eerste een is of die waarheid van God deur die eeue ooit verander het, en die laaste een dan is of die sataniese aanval enigstens verander het deur die eeue. Maar so, vandag is ons dan by die gevolge van die leuen. As ons kyk na 'n Christelike lewe, en ons kyk na hierdie reeks, ons het hierdie reeks begin met aanhalings uit 2 Tessalonisense 2 en Romeine 1, waar daar vir ons gesê word, veral in Romeine 1, dat die mens homself beskou as wys, en in sy wysheid openbaar hy eintlik sy dwaasheid. En dan gaan God 'n leuen stuur. In Engels praat hulle van 'n delusion wat gestuur gaan word. So jy gaan dink dat sekere dinge die waarheid is, terwyl dit nie die waarheid is nie. Ek wil hierdie gedeelte begin deur te illustreer wat gebeur as 'n mens evolusie aanvaar. Maar om dit te doen, kom ons kyk net 'n bietjie hoe werk die hele bekeringsproses, en nou wil ek nie teologies daarna kyk nie, ek wil daarna kyk amper in 'n storieformaat, dat ons dit makliker kan verstaan. Kom ons sê jy slaap in 'n huisie wat in 'n digte woud is, jy is ver van enige elektrisiteit af, van enige ligte van die beskawing af, so dit is pikdonker om jou, dis nog donker maan ook, so dit is pikswart, jy kan nie jou hand voor jou oë sien nie, daar is nie 'n maan of sterre wat lig gee nie. Geleidelik begin die dag aanbreek, en meer lig stroom in die vertrek in. Aanvanklik sien jy net die buitelyne van sekere goed, soos die kas, die speeltafel ensovoorts. Maar geleidelik sien jy meer en meer na mate dit ligter word. Later sien jy die stoel, dan sien jy die kam en die borsel wat op die tafel lê. Dan begin sonskyn instroom in die vertrek. En nou sien jy selfs die stof wat op die meubels lê. Hierdie hele siening oor die opkoms van die son is 'n analogie met wat gebeur as jy gered word. As jy gered word, ontvang jy die lig. Jy ontvang die lig van die lewe. En nou begin jy vir die eerste keer jou sonde raak sien. Jy begin sien dinge wat jy verkeerd gedoen het. Maar jy sien nie al die goed nie. Jy sien aanvanklik net die groot dinge raak, die groot goed wat jy verkeerd doen in jou lewe. Maar soos die lig meer word, begin jy al hoe meer van die klein sonnetjies sien wat jy doen. En telkens doen jy verootmoediging voor God, want jy is wedergebore, en sy lig skyn in jou lewe, en daarom het jy nou die volle sonskyn, dat jy kan sien wat als verkeerd is. Soos die dag nader kom, sien jy meer dinge raak. Maar so lei God jou ook, as jy wedergebore is, dat jy meer en meer van die waarheid om jou kan raak sien. Ons vind die beskrywing hiervan in Johannes 14 vers 6 en 7. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien.
Ons het Jesus nie fisies gesien nie, maar ons sien hom in ons geestesoog. Ons aanvaar dat hy God is, dat hy uit aarde toe gekom het as die Seun van God, dat hy tussen ons gewoon het vir ongeveer 30 jaar lank, dat hy hier sy lewe afgelê het vir ons, sodat ons redding kan ontvang. Dit is die Bybelse siening van hoe die Here werk en wat Jesus vir ons beteken. As ons 'n bietjie verder gaan in Johannes 14, dan lees ons, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal die Vader lief hê. Ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Hier sien ons die sonskyn het nou heeltemal ingekom, en jy sien die sonde raak. God het toe jy tot bekering gekom het, het Jesus op jou hart sy gebooie uitgegrafeer. En die Heilige Gees verwys jou voortdurend daarna. Maar jy het die keuse nog steeds of jy dit gaan verwerp of nie. As jy dit bewaar, dan toon jy daardeur jou liefde vir God, want jy weet dit is wat hy wil hê wat jy moet doen. En om hom te behaag, doen jy dit wat hy wil hê. Dan is Jesus ook vir jou lief. Hy het alle mense lief, maar mense wat hom verwerp, wat die prys wat hy betaal het vir ons, wat dit verwerp, wat sy bloed vertrap, die word in die duisternis uitgewerp. En hier sien ons dat die Here God ook diegene lief het, wat sy seun lief het. Die hele waarheid word nie in 'n oomblik aan jou openbaar nie. Soos jy groei in jou geloof, word daar meer en meer dinge aan jou openbaar. En dieselfde dinge word nie aan almal openbaar nie, of dit word ook nie in dieselfde volgorde openbaar nie. Daarom moet ons in 'n gemeenskap van gelowiges die woord deel met mekaar. En ons moet met mekaar deel wat die woord vir ons beteken. En dit is iets wat ons nie eintlik in ons kerke sien nie. Ons het daar nie geleenthede om met mekaar te praat en te vertel, wat beteken die woord van God vir ons nie? Wat het God hierdie week aan my openbaar nie? En dit is dinge waaroor ons moet gesels. Ons moet geleenthede kry waar ons oor hierdie dinge kan praat. So, by sulke geleenthede sien ons hoe ander die woord aanvaar. En God het ons elkeen anders geskape. Hy wil hê dat elkeen van ons 'n spesifieke doel op hierdie aarde moet nakom. En daarom het hy ons op 'n spesifieke wyse gemaak. Ons lees in Johannes 14, vers 23 tot 28. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê. Dit is die woorde wat ons eintlik reeds gelees het. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Jesus het 2000 jaar terug na die Vader gegaan om vir ons plek voor te berei. En hy het gesê, hy kom om ons te kom haal om met hom te wees. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word nie en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. So in die godsdiens sien ons dat jy leef ter wille van God. God moet die middelpunt van jou hele lewe wees. Maar wat gebeur as jy evolusie aanvaar? Is God nog steeds die middelpunt van jou lewe? As ons net kyk wat was die gevolge van dat evolusie in skole aangebied is. 1960 is die tyd toe dit omtrent begin het dat evolusie in die Amerikaanse skole ingekom het.
ongelukkig het ons in Suid-Afrika nie hierdie tipe statistiek nie. Maar 1960 het 70% van die Amerikaners gereeld kerk toe gegaan en wat beskou is as gereeld is minstens 3 keer 'n maand. Hierdie syfer het afgeneem in 'n kwessie van 58 jaar. Teen 2018 is daar nog net 20% Amerikaners wat kan sê hulle gaan gereeld kerk toe. Maar wat hierdie afname so dramaties maak, is oor 'n 20 jaar periode van 1990 tot 2010, het daar net 'n 1% afname in kerkbywoning plaasgevind. In die volgende net 4 jaar, die eerste was in 'n 20 jaar periode, nou in 'n kwessie van 4 jaar, het daar 4% die kerk verlaat. En in die 4 jaar daarna, het 18% mense die kerk verlaat. Ek wens ek kan die syfer sien vir 2022, hoeveel persente toe die kerk verlaat. Kan u sien hoe hierdie toename is en waar het dit begin? Dit het begin nadat evolusie op skole as 'n vak aangebied word of in vakke ingebring is. En die mense wat die kerk verlaat, hang hoofsaaklik evolusie aan. As 'n mens kyk na die mense wat tans nog gereeld die kerk besoek, dan is daar 'n verdere onrusbarende toename. Ons het nie die nuutste syfer nie, maar in 2018 het net 20% van hulle die kerk bygewoon. Maar net die helfte van daai 20% het gesê dat hulle weergebore is. Die ander woon uit gewoonte uit die diens by. Met ander woorde, daar is eintlik net 10% mense wat kerk toe gaan ter wille van God, om aan hom die eer te betoon. Die ander gaan uit gewoonte. Wat 'n skrikwekkende gebeurtenis. Ek het nou onlangs 'n stuk gehoor, ek weet nie hoe betroubaar die gegevens is nie, maar die persoon het bereken op grond van die lengte, die tydperk wat mense geleef het in die Bybelse tyd, en die hoeveelheid jare, en die hoeveelheid kinders wat hulle gehad het, en die hoeveelheid geslagte wat daar was, dat daar amper 1 biljoen mense moes gewees het, toe die vloed die aarde getref het. Hoeveel van daardie biljoen is gered? 8. Nie 8000 nie, nie 8 miljoen nie, net 8. Ons trek nou by ietsie oor die 8 biljoen mense. Beteken dit daar's net 64 gereddes in die hele wêreld? Ek dink nie so nie, ek dink ons syfer is hoër as dit. Ek glo en hoop dat ons syfer baie hoër as dit is. Maar kan u hierdie skrikwekkende tendens sien? En wat het God gesê gaan gebeur aan die einde? Dit gaan wees soos die tyd van Noag. In die tyd van Noag het hulle wegbeweeg van die woord. En kyk net hierdie ongelooflike tempo, waarteen daar tans wegbeweeg word van God se woord af. Dan kry ons dat afvalligheid toeneem. En hierdie afvalligheid volg ook op evolusie. Want deur evolusie word die alomteenwoordigheid, die almagtigheid van God bevraagteken. Ek het in die begin vir u gelees, as jy gered wil word, moet jy glo dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is. As jy waarlik gered is, dan moet jy die gees van die waarheid in jou ronddra. Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. En dit is waarvoor ons leef. As ons dan so leef, dan gaan ons verheug wees dat Jesus kom. Ons gaan eerstens in die waarheid lewe. Kom ons kyk wat sê 1 Johannes 3 vers 18 tot 21 daaroor. My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is, en ons sal ons harte voor hom gerus stel, want as ons hart ons veroordeel,
dit is die Heilige Gees wat jou veroordeel. God is meer as ons hart, en hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. Dan gaan ons ook kyk na 3 Johannes 1 vers 4. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Dit is die geliefde disipel, dis Johannes wat hier aan die woord is. En hy ondervind blydskap as hy hoor dat die mense in die waarheid wandel. Kan ek en jy vandag nog sê dat dit in ons land so is, dat die mense in waarheid wandel? Dink net aan al die bedrog wat plaasvind, al die verskriklike dade wat hier plaasvind. Hierdie afvalligheid van die woord van God is die gevolg van evolusionisme wat verkondig word, van die mens wat homself wyser ag as wat God is. En die Bybel sê, en so het die mens dwaas geword. Die mens dink hy kan alles uitredeneer, die wetenskap kan alles bewys, maar dit is nie die waarheid nie. Jy het 'n keuse wat jy moet uitoefen. En ongelukkig leef ons vandag in 'n tyd waar mense nie meer die waarheid glo nie. Daar word gepraat van my waarheid en jou waarheid, en hulle glo nie die werklike waarheid nie. 2 Tessalonisense 2 vers 11 en 12 sê, en daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. God sê vir ons dat hy sy woord op verskillende maniere aan ons openbaar. Die een daarvan is deur die skepping, en evolusie verwerp die skepping. Met ander woorde, jy verwerp God as jy evolusie aanvaar. En dit is waarom ons tans beleef dat die mense die skepsel verafgod en nie die skepper nie. Klimaatverandering word vooropgestel. Jy kry kerke wat vir jou vertel, hulle is sulke goeie mense want hulle doen dit en dit om besoedeling te verhoed. Dit is nie die kerk se taak nie. Die kerk se taak is om God se woord te verkondig, om die evangelie te verkondig. Die vraag aan jou is, wat glo jy? Glo jy die skepping soos ons dit in die Bybel lees? Of glo jy die leuen, evolusie? Is jy in die waarheid of is jy in die leuen? Johannes 8 vers 44 en 45 beskryf vir ons waar hierdie leuen vandaan kom. Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Maar omdat ek die waarheid spreek, glo julle my nie. En ons staan onder hierdie veroordeling. Ons leef in 'n wêreld waar die leuns geglo word en die waarheid verwerp word. Romeine 1 vers 24 tot 25 gaan so ver om dit as volg te stel. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen, en die skepsel vereer en gedien het, bo die skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Hier vertel die Bybel vir ons dit wat ons moet glo, maar die meerderheid van die wêreld verwerp hierdie woorde. As ons dan kyk na die skepping, sien ons dat die eerste belofte kom net na die sondeval. Ons lees in Genesis 3 vers 15, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, dis met die slang wat God hier praat, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. En die manier waarop dit hier gestel word, daar word gepraat van die saad. 'n Vrou het nie saad nie, 'n vrou het eiers. Die man het die saad. Maar nou word daar gepraat van die vrou se saad. Dit verwys
na Jesus Christus wat sal kom. So hier sien ons die begin van die stryd wat daar is, en dis eintlik 'n eensydige stryd. Die duiwel probeer teen Christus veg. Hy is nie in staat om dit te doen nie, want Christus is baie sterker as hy. As ons Openbaring bestudeer, dan sien ons dat 'n doodgewone engel die duiwel gevange neem en in die put stop. Maar hier is die begin van die stryd wat daar is tussen die boosheid en die waarheid. En die Bybel van Genesis 3 af tot by Openbaring 19 en 20 vertel wat verkeerd is in die wêreld. En dan kom ons by die laaste 2 hoofstukke waar dinge weer reggestel gaan word. Jesaja 45 vers 18 beskryf dit as volg: Want so sê die Here wat die hemele geskape het, hy is God, wat die aarde geformeer en dit gemaak het, hy het dit bevestig. Hy het dit nie geskape om woes te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word. Ek is die Here en daar is geen ander nie. God sê vir ons, hy is die Almagtige, hy is die Skepper God. In die mensdom wil dit nie aanvaar nie. Die mens sê, maar die wetenskap bewys dat daar evolusie is. In hierdie reeks het ons vir u gewys hoe die wetenskap lieg oor hierdie feit, dat baie van die aannames wat gemaak word geen grondslag het nie en dat dit foutiewe aannames is. Johannes 1 vers 3: Alle dinge het deur hom, dit is deur Jesus ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het dit nie. Met ander woorde, Jesus was van die skepping af daar teenwoordig, hy is God. En soveel mense ontken dit. Johannes 1 vers 10: Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Ons is in dieselfde situasie. Ons leef op die wêreld wat deur Jesus Christus geskep is. Die drie eenheid het saam die wêreld geskape. Maar ons verwerp hom. Ons aanvaar dat die aarde sommer net van self hier gekom het, dat dit 'n toevalligheid is, dit wat die evolusionis beweer, en ons verwerp die Skepper God. Ons gaan voort op hierdieselfde onderwerp en ons lees in Kolossense 1 vers 13 tot 18. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand, en hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles eerste kan wees. God het 'n opdrag aan die mens gegee, en hierdie opdrag is 'n paar keer herhaal. Ons vind hierdie opdrag die eerste keer opgeteken in Genesis 1 vers 28. Dit is net nadat die mens geskape is, en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Met ander woorde, die mens word oor alles aangestel. God het hierdie belofte herhaal na die vloed, Genesis 9 vers 1, en God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Hierdie belofte is 'n derde keer herhaal aan Abraham. God sê vir Abraham, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Met ander woorde, God gee hier 'n profesie, dat alle nasies deur die nageslag van Abraham, deur die Jode geseën gaan word, omdat Jesus Christus uit die nageslag van Abraham, Isak en Jakob kom. En daarom is die duiwelse aanslag
teen Christus, dit is teen die Jode, want Jesus het ook gesê dat as hy terugkom, kom hy terug na sy volk, met ander woorde, hy kom terug na die Jode. Hy gaan terugkom en op die berg Sion staan, en dan is daar baie dinge wat gaan gebeur. Maar as gevolg van evolusie, verwerp die mens dit als. As gevolg van evolusie, aanvaar die mense dat jy aborsie kan doen, dat jy die moord van babas kan pleeg, ongebore babas wat hulle self nie kan verdedig nie. En hulle gee allerhande sagte terme. Hulle praat van verkeuse en lewe, pro-life en pro-choice. Maar wat hulle nie vir jou sê nie, is in pro-choice het hulle reeds 'n keuse uitgeoefen, en hulle het die dood gekies. En in Deuteronomium het God vir hulle die opdrag gegee, ek gee vir julle die lewe en die dood, kies die lewe. As jy aborsie doen, dan is jy deel van hierdie mense wat moord pleeg. As jy dink genade dood mag toegepas word, dan pleeg jy moord. As jy dink homoseksualiteit is goed, dit is iets wat in 'n 0% voortplanting eindig, dan verwerp jy hierdie opdragte wat God eers aan die mens gegee het, toe aan Noag gegee het en toe aan Abraham herhaal het. So jy's verkeerd as jy daardie dinge doen. Nou kom ons by die probleme wat daar is met evolusie. En dit is 'n 5 of 6 punte wat ek net vir u saamgevat het, ek het die belangrikstes probeer saamvat. Die eerste ding is, evolusie ontken God. Die hele goddelikheid word ontken deur evolusie. En daar het 'n morele verval plaasgevind as gevolg van die aanvaarding van evolusie. Daarom word die mens gelykgestel aan diere. En daarom, omdat evolusie sê, jou voorsate was 'n aap gewees, tree jy soos 'n aap op. En jy aanvaar dinge, absolute leuns wat vertel word. Daar word nie meer onderskeid gemaak tussen die waarde van 'n mens se lewe en die waarde van 'n dier se lewe nie. Daar is wette wat verander word, sodat jy selfs 'n ongebore baba nie meer mag beskryf as 'n persoon nie. Net soos kerkbywoning gedaal het sedert evolusie ingestel is in die skole, het morele standaarde van die mense gedaal. Dit het meegebring dat daar 'n toename is in hoeveelheid tiener selfmoorde, tiener swangerskappe. Daar het 'n afname plaasgevind in die hoeveelheid huwelike. Daar is 'n absolute toename in die hoeveelheid enkelouer gesinne. Daar is 'n hoër egskeidingssyfer as wat daar ooit was. Daar is 'n ongelooflike toename in gewelddadige misdade. Dan wil die mens nog vra, hoekom is Christene teen evolusie? Wat maak dit tog saak hoe alles begin het? Maar ons moet al hierdie dinge in ag neem. As jy evolusie aanvaar, dan glo jy dat die mens 'n toevallige produk is van omstandighede. En as jy dit glo, dan moet jy aanvaar dat daar geen God is nie. Dat alles het net toevallig ontwikkel. Dat daar geen noodsaaklikheid vir God is nie. Daarom aanvaar humaniste evolusie en hulle verwerp God. Maar die Bybel beskryf die teenoorgestelde. Die Bybel beskryf die waarheid. Ek gee hier vir u 'n klompie tekste, ek gaan net 'n paar daarvan voorlees. Ons kyk na Prediker 3 vers 14. Ek het ingesien dat alles wat God doen vir ewig sal bestaan. Daar kan niks bygevoeg en daar kan niks van weggeneem word nie. En God het dit so gemaak dat hulle moet vrees voor sy aangesig. 1 Korintiërs 2 vers 5. Sodat julle geloof nie in die wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. En dit is wat ek nou heeltyd vir u sê, dis die woorde wat ons ook uit Romeine uitkry, dat die mens dink hy het wys geword, en in die proses het hy eintlik dwaas geword. 2 versies verder lees ons die volgende,
maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in die verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Wat 'n wonderlike wete is dit nie. So punt nommer 1 was evolusie ontken God. Die tweede punt is evolusie probeer die Bybel vernietig. Dit probeer vir jou bewys dat die Bybel verkeerd is, want die skepingsvolgorde is anders as die volgorde wat deur evolusie verkondig word. En die mens beskou evolusie wat die wetenskaplikes in hulle menslike swakheid uitgedink het, dat dit die regte ding moet wees. Nou sê hulle daar was geen skepping nie. Hulle ontken dat daar 'n vloed was. En nou sê hulle dat hierdie gedeelte van die Bybel is foutief. En as jy een deel van die Bybel foutief vind, dan is alle gedeeltes van die Bybel suspisieus, dan kan jy dit nie sonder meer aanvaar nie. Maar die Bybel wys weer vir ons die teenoorgestelde, en ek gee weer vir u 'n klompie verwysings wat jy gerus kan nagaan. Kom ons kyk wat sê Psalm 19 vers 8 tot 10 hieroor. Die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig. Heeltemal anders as dit wat evolusie verkondig. 2 Timoteus 2 vers 15 stel dit as volg: Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Met ander woorde, verootmoedig jou voor God. Dit is waarop dit neerkom. Jy moet vertroue in God hê en in die woord van God. Die derde punt is dat evolusie sê dat lewe toevallig ontstaan het. Heeltemal in teenstelling met die Bybel. Hierdie toevalligheid is die basis van evolusie. En omdat dit 'n toevalligheid is, het lewe geen waarde nie. En daarom is daar geen morele probleem vir hierdie mense met aborsie of genadedood nie. Ons het reeds in hierdie reeks gesien dat die waarskynlikheid dat evolusie kon plaasvind bykans 0 is. En die Bybel verseker ons dat God alles met 'n bepaalde doel geskape het. Afgesien van dit wat in Genesis staan, is daar baie verwysings na die skepping dwars deur die Bybel. Ek wil weer eens net 2 hiervan voorlees. Die eerste is toe God Jeremia geroep het om as profeet vir hom op te tree. Hy het vir Jeremia gesê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Met ander woorde, God het Jeremia met 'n spesifieke doel gemaak. Net so het hy my en jou met 'n spesifieke doel gemaak, en ons is nie almal met dieselfde doel gemaak nie, ons is nie almal gemaak om predikante te word of dit of dat nie, maar elkeen van ons moet uitleef dit wat God wil hê wat ons moet wees. 2 Petrus 3 vers 3 tot 7 stel dit as volg: Dit moet julle veral weet dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Met ander woorde, daar word die spot gedryf met die Bybel, omdat die Bybel praat dat die Here weer gaan kom, anders as wat die evolusionis glo. Dit is jou spotters. Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was, en van die begin van die skepping af. Want moetswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was, en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, dis die vloed wat ook ontken word, en deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenswoordige hemele en aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van oordeel en die verderf van die goddelose mense. Ons lees aan die einde van Openbaring dat die aarde heeltemal verdelg gaan word, dat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kom, en dan gaan die nuwe Jerusalem uit die hemel neerdaal. En dit is ons vooruitsig, dit is ons hoop in die lewe.
Maar as jy glo dat dinge toevallig ontstaan het jy geen hoop nie, daar is niks waarop jy kan vertrou nie. Evolusie gee jou nie geloof nie. Met ander woorde, jy het geen hoop tydens moeilike omstandighede nie. Daar is nie 'n skepper nie. Daar is slegs valse leerstellings wat aandui dat daar geen hoop in 'n ewige lewe is nie. Daar is nie hoop selfs vir hierdie lewe nie. Jy moet maak van hierdie lewe wat jy wil. Carpe diem, gryp die dag. Jy leef net vandag. Hou vandag partytjie en gee nie om wat die gevolge daarvan is nie. En dit is soos die wêreld wil leef. Maar die Bybel gee vir ons hoop, want daar is 'n skepper. Ons skepper is die God drie-eenheid. En Jesus Christus is ons verlosser. Hy het na die aarde gekom om ons die ewige lewe te gee. Maar dan moet ons in hom glo. En as ons in hom glo en ons vra hom, sal hy ons sonde vergewe. Want hy het ter wille van ons oortredinge aan die kruis gesterf. 1 Tessalonisense 2 vers 9 tot 12 stel het as volg: Julle onthou tog, broeders, ons arbeid en inspanning, want terwyl ons nag en dag gewerk het om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra teenoor julle wat glo. Hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader vir sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het en betuig het dat julle waardiglik moet wandel voor God wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Hier is ons hoop. Ons hoop is op God. Ons hoop is op Jesus Christus, ons verlosser, dat ons eendag saam met hom sal leef tot in ewigheid. Evolusie bied geen basis vir moraliteit nie. Daar is geen basis vir wat reg en wat verkeerd is nie. En daarom is die lewe 'n betekenlose geval wat plaasgevind het, dis 'n toevalligheid wat plaasgevind het. Jy leef net vir die oomblik. Maar die Bybel wys ons duidelik wat is reg en wat is verkeerd. Hier is 'n verskriklike lang lys van verwysings, ek gee net vir u 'n paar daarvan. Ons lees Galate 5 vers 19 tot 24. En die werke van die vlees is openbaar, en hier word vir jou vertel wat is goed en wat is sleg, en dit begin met wat die slegte is, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Ons lees in Korintiërs 'n soortgelyke woorde, maar dan het Paulus die woorde bygevoeg, so was sommige van julle. Maar nou dat julle tot bekering gekom het, het julle 'n nuwe lewe, en dit is wat ons moet kry. En daardie nuwe lewe word in die volgende sinne in Galasiërs uitgespel. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Wat 'n wonderlike vooruitsig is daar nie vir ons nie. Maar dan moet jy reg lewe. Dan moet jy nie iets soos evolusie aanvaar nie. Jy moet aanvaar dat jy 'n verlosser het. So, ons het hoop vir die ewige lewe. Die evolusionis het dit nie, want evolusie ontken die bestaan van God. Evolusie vernietig jou vertroue in die Bybel. So hierdie verse wat ek vir u gee, gaan die evolusionis nie glo nie, omdat sy vertroue in die Bybel vernietig is. Evolusie het gemaak dat mense glo dat lewe toevallig ontstaan het, nie dat daar 'n skepper God is nie.
Tydens tye van teenspoed, onder moeilike omstandighede, is daar niks vir jou geloof kan gee nie, want jy het nie God nie, jy het God ontken deur hierdie leuen te aanvaar. Evolusie gee geen basis vir moraliteit nie. Alles is reg. Jy besluit, die mens besluit wat is reg en wat is verkeerd. En as jou regering besluit dat aborsies reg is, dan is dit goed en wel en dan mag jy dit doen. Dit is 'n leuen, dit is in stryd met die Bybel. Jy mag dit nie aanvaar nie. So, glo jy in evolusie? Verwerp jy die Bybel, verwerp jy God? Jy moet hierdie keuse uitoefen. O Hemelse Vader, ons pleit in hierdie oggend voor U, dat U ons lewens heeltemal sal oorneem. As ons nog nie ons hele lewe vir U gegee het nie, gee dat ons dit sal doen, dat ons U onvoorwaardelik sal glo, dat ons U woord sal aanvaar as die waarheid, dat ons daarvolgens sal leef. Help U ons, Here, want as mense is ons so swak, ons dwaal so dikwels weg, en dan kom mense met al hierdie leuns, die afvalligheid van hierdie tyd, en probeer ons verder weglok van U af. Wees met ons, Here. Gee dat ons trou sal bly aan U, trou aan U woord, en dat ons U woord sal uitdra, en die leuns wat verkondig word sal regstel, waar ons ook al gaan. Ek vra al hierdie dinge in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.